Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na vers 12 vanoggend. Spreuke 10 vers 12 en dit lees dan so: Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons sluit weer die oë. Here, ons dankie vir die woord en die genade wat U ons bewys, dat U wel U woord aan ons bekend maak, U wil aan ons bekend maak, dat ons kan weet waarin U 'n behaag het en waarin U nie 'n behaag het nie. Dat ons kan weet wat reg en verkeerd is, Here. Dat ons nie na ander mense hoef te draai, owerhede hoef te luister, sodat hulle vir ons kan inlig, Here, wat reg en verkeerd is nie. Nee, Here, mag ons oë wend na U woord. Mag die skrif met ons spreek deur die krag van die Heilige Gees in hierdie oggend. Want dit is onfeilbaar, dit is foutloos en Here, dit is ook genoegsaam, selfs vir sondaars soos ons, om ons volkome voor U te stel. En so, Here, mag U met ons praat in hierdie oggend deur die krag van die Gees, mag U ons harte aanraak. Gun dit, Here, om ons sondige vlees te verloon en om U aan te gryp. Gun dit, Here, ons om U te volg met ons hele hart en siel en verstand. Gun dit ons, o Here, om U te ken. In al ons weë, vir al ons dae. En gun dit vir ons, Here, in U groote genade. Want Here, ons verdien dit nie. En so mag U ons weer eens barmhartigheid bewys. Werk kragtig in ons harte, o Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. In Jesus se naam alleen vra ons dit. Amen. Nou, ons het laas gekyk na verse 10 en 11, waar ons gesien het hoe die persoon wat oogknip, smarte en verdeeldheid onder die mense saai, en dat hulle ook geweld verberg, terwyl die mond van die regverdige weer 'n fontein van die lewe is. Natuurlik nie net vir die individu nie, maar vir die hele gemeenskap wat bereid is om daarna te luister en daarvan te drink as jy wil. En daarom kan Paulus ook sê in Efesiërs 4 vers 29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En so vind ons die kontras tussen die wie se kele 'n oop graf is, soos die Bybel dit noem, en die wie se mond weer lewende waters is. So vind ons diegene wat reg en geregtigheid liefhet en die wat geweld verberg. So vind ons diegene, soos ons teks vandag sê, wat in haat twiste verwek en die wat weer in liefde wandel en natuurlik 'n liefde is wat soos die woord dit definieer 'n liefde is. En omdat ons al hierdie dinge weet, omdat ons hierdie kontraste ken, en besef dat daar 'n duidelike kontras getrek word tussen die lig en duisternis, dwars deur die Bybel, is dit belangrik ook om terug te staan en hierdie konsep en hierdie kontras in breë perspektief te plaas. Want ons is geneig om hierdie kontras van goddeloosheid en goddelikheid in ons eie lewe of in 'n individu raak te sien. Ons sien hierdie kontras, maar dit is baie keer belangrik ook om terug te staan en hierdie kontras van goddelikheid en goddeloosheid weer in die breër perspektief te plaas. Want terwyl ons hierdie kontras trek en ek glo getrou daarooreenkomstig optree binne die gemeente, is dit noodsaaklik om te sien hoe hierdie kontras nie noodwendig in ag geneem word in die alledaagse lewe of die wêreld daar buite nie. En hierdie kontras en onderskeid word nie in ag geneem in die wêreld en land waarin ons tans onsself bevind nie. Ons mag dalk die kontras in ag neem, maar dit word nie daar buite in ag geneem nie. Selfs baie keer nie eers deur ons nie. En hoekom word dit nie daar buite in ag geneem nie? Want die goddelose gaan en kan nie goddelike beginsels in ag neem nie. Hulle kan daardie kontras nie trek nie. Die goddelose soek 'n fontein van die lewe.
Maar hulle soek dit nie vanuit die onfeilbare woord van die Here nie. En daarom skep hulle die illusie van die fontein van lewe en dwing almal om daardie illusie aan te neem, so asof hulle dit het. Die goddelose verkondig verdraagsaamheid, terwyl die goddelose nie verdraagsaam is teenoor Bybelse beginsels nie. Hulle verkondig dalk verdraagsaamheid, maar hulle weier om Christene te verdra. Hulle verkondig diversiteit, solank ware Christenskap net nie deel is van daardie diversiteit nie. En so kan gelowiges deel wees van die reënboognasie met al sy afvallige wette en goddeloosheid, solank jy net jou Bybelse standaard laat vaar. Maar deur om jou Bybelse standaard te laat vaar, verklaar jy jouself saam met hulle as 'n goddeloos. Die lewende waters word alleenlik gevind op die lippe van die regverdiges. Lewende waters word nie gevind op die lippe van die wat beweer om regverdig te wees, maar dan hulle self met die goddeloses vereenselwig nie. Lewende waters word nie daar gevind nie. Ons kan nie onsself vereenselwig met gelowiges binne die kerk, maar dan onsself vereenselwig met ongelowiges buite die kerk nie. Baie kerke sal nog hulle deure oopmaak vir die goddeloosheid, vir die wat die oog knip, vir die wat dwaas spreek, vir die wat geweld verberg, ensovoorts en so meer. En so sal hulle selfs binne die kerk, hulle self met diegene vereenselwig wat goddeloos is. En sê ons moet net liefde bewys, bring die goddelose in, en dan vereenselwig ons ook sommer onsself met hulle. Maar ons word nie net geroep om onsself af te sonder van die goddelose mensdom binne die kerk nie, ons word ook geroep om onsself af te sonder van die goddelose buite die kerk. Jeremia 10 vers 2 sê, so sê die Here, leer nie die weg van die nasies nie. Die Here sê vir Israel in Deuteronomium 18 vers 13 en 14, volkome sal jy wees met die Here jou God, want hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na fortuinvertellers en na waarsêers, maar wat jou aangaan, die Here jou God, het dit nie aan jou toegelaat nie. En selfs toe Israel in ballingskap was in Babylon, was hulle steeds nie toegelaat om hulle heidense maniere aan te leer nie, selfs al was hulle in Babylon. Daarom lees ons van Daniël, in Daniël 1 vers 8 en 9, en Daniël het in sy hart besluit dat hy hom nie sou verontreinig met die voedsel van die koning of met die wyn wat hy drink nie, en hy het versoek by die hoof van die hofdienaars dat hy hom nie sou verontreinig nie, en God het Daniël guns en barmhartigheid gegee. En daarom lees ons ook van Sadrag, Mesach en Abednego, nadat Nebukadneser hulle gedreig het met die dood. En in Daniël 3 vers 16 tot 18 waar staan, Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Nebukadneser het vir hulle die woorde van lewe aangebied. Hy was vir hulle 'n fontein van lewe. Hulle moes net doen wat hy sê, dan sou hulle lewe. Hy het vir hulle die woorde van lewe aangebied. Daar was 'n fontein van lewe op sy lippe. Al wat Sadrag, Mesach en Abednego moes doen, is maar net na hom luister. By die nasies aansluit, dis al wat hulle moes doen. En daar sou 'n fontein van lewe wees. En hulle antwoord, hulle sterf eerder. Hulle sterf eerder, as wat hulle van daardie valse fontein drink, van die kamma lewe. Hulle sterf eerder en behou hulle God gegewe standaard, as wat hulle self vereenselwig met 'n goddelose nasie.
Nou ons teks vandag sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Maar beteken dit dat Sadrag, Mesach en Abednego dan nie lief was vir Nebukadneser nie? Want wat ons hier sien, tussen hulle en Nebukadneser, dit is tog 'n groot twis, is dit nie? En ons skrif sê, haat verwek twiste. Was hulle dan nie lief vir Nebukadneser nie? Ons sien 'n groot twis hierso. Inteendeel, ons sien hoe kwaad Nebukadneser was vir hulle. Waar ons lees in Daniël 3 vers 13 waar staan, toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daar was twis. Het hulle Nebukadneser gehaat, omdat hulle nie bereid was om hulle self met hom te vereenselwig nie? Nee, hulle het bloot die Here meer gevrees, as wat hulle die koning gevrees het. Maar wat die afvalliges doen, en afvallige kerke doen, en die afvalliges doen wat oor ons regeer, is om liefde 'n kwessie te maak, wat oor hulle self gaan, wat op hulle self van toepassing is. Hulle verdraai liefde, sodat hulle die onderwerp daarvan is. En so moet jy jou God, en jou kinders, en jou familie, en alles anders wat belangrik is, tweede stel, en jou trou en jou liefde teenoor die afvalliges, weer eerste stel. Hulle sal sê, luister na ons, want ons sal vir jou wys hoe liefde lyk. En as jy werklik lief is vir jou kinders, wel, dan sal jy hulle nie tugtig nie. Terwyl die woord ons leer dat hy wat nie sy kind tugtig nie, sy kind haat. Hulle sal sê, verdra hierdie goddelose mense. En stel jou kinders en jou familie aan hulle bloot, anders is jy nie lief vir hulle nie. Maar so kom jy jou eie familie te na. Hulle sal sê, dit is liefdeloos, om homoseksuele se liefde vir mekaar te weier. Hulle wil liefde definieer, maar weer eens, ten koste van jou eie standaard. En ten koste van dit wat die Bybel wel sê liefde is. Inteendeel, hulle sal sê, as jy nie lief het soos wat ons vir jou sê om lief te hê nie, dan het jy haat in jou hart. Hê liefde soos wat ons vir jou sê jy moet liefde hê, anders het jy nie liefde nie. Maar hierdie tipe liefde wat die goddelose op ons afdwing, veroorsaak dalk 'n wêreldse liefde en 'n liefde teenoor hulle, maar dit veroorsaak 'n haat teenoor die Here. Want jy kan nie twee meesters dien nie, want of jy gaan die een lief hê en die ander haat, of jy gaan die een haat en die ander lief hê, soos wat Jesus ons leer. Indien ons liefde gedefinieer word deur afvallige nasies en goddelose kerke, dan beteken dit bloot, ons het 'n haat teenoor die Here. Terwyl Jesus sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wat beteken dat indien jy eerder wil ag gee op die begeertes van jou familie en jou eie begeertes, wat nog te sê van die afvalliges se begeertes, wel dan kan jy nie die Here se disipel wees nie. Of ons het lief, soos wat die Here sê ons moet lief hê, of ons haat die Here. Jy kan nie lief hê soos wat die Here sê ons moet lief hê, en ook lief hê soos wat die wêreld sê ons moet lief hê nie. Jy kan nie op al twee maniere lief hê nie. En jy kan nie haat soos wat die Here sê ons moet haat, en ook die dinge haat wat die wêreld sê ons moet haat nie. Jy kan nie al twee dinge haat nie. Almal haat iets. Almal het iets lief. Ons gaan iets moet haat en ons gaan iets moet lief hê. Die vraag is, haat ons die regte dinge en het ons die regte dinge lief?
Want as jy lief is vir geregtigheid, dan gaan jy ongeregtigheid haat. As jy lief is vir die waarheid, dan gaan jy dit wat vals is, haat. Maar jy kan nie ongeregtigheid, sowel as geregtigheid, lief hê nie. Jy kan nie valsheid, sowel as waarheid, lief hê nie. As jy lief is vir die waarheid, dan gaan jy alles wat vals is, haat. En as jy weer lief is vir valsheid, dan gaan jy die waarheid haat. En so as jy lief is vir die Here, dan gaan jy alles haat wat teenstrydig is en wat in oppositie staan met die Here. Want alles wat in oppositie staan met die Here, dit is boos. En daarom sê Psalm 97 vers 10, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Haat het. En daarom kan Paulus sê, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, sê in Romeine 12 vers 9. Verafskie wat sleg is. Hoekom kan hy dit sê? Want jy kan nie God lief hê, sowel as dit wat boos is nie. En as die Here sê ons moet sy gebooie lief hê, dan vereis dit van ons om te verafskie alles wat teenstrydig is met sy gebooie. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 5 en 6, daar staan, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Met ander woorde, ons liefde vir die Here en sy woorde wat in ons hart is, gaan hand aan hand. En so moet ons 'n liefde hê vir die Here sowel as vir sy woord. En alles wat teenstrydig daarmee is sleg. En soos Paulus sê, verafskie wat sleg is. Maar om terug te kom by ons teks, dit sê, haat verwek twiste. En dit is waar. Maar die regte tipe haat verwek die regte tipe twiste. En die verkeerde tipe haat, die sondige haat, verwek sondige twiste. Die haat waarvan hier gepraat word, is die verkeerde tipe haat. Dit is die tipe haat wat in die goddelose se hart is. Dit is die haat wat in die hart van 'n dwaas is. Dit is die haat van 'n man wat nie 'n liefde het vir sy medemens nie, maar hebsugtig, jaloers en afgunstig is. Dit is die haat van 'n man wat ander nie hoër ag as homself nie, maar homself wil verhewe en dan kwaad word as ander mense hom nie ook wil verhewe nie. Dit is die haat van 'n man wat die wêreld begeer en omgekrap raak as hy dit nie kry nie. Of omgekrap raak as ander dalk meer daarvan kry as wat hy daarvan kry. En daarom sê Spreuke 28 vers 25 ook, ooreenkomstig ons teks vandag, die hebsugtige verwek twis, maar hy wat op die Here vertrou word verkoop. Twiste gaan altyd voorkom vanuit 'n man wat lief is vir die wêreld, maar die Here haat. Daar gaan altyd twiste wees, ongeag of jy die Here vrees of nie. Maar mag daardie twiste plaasvind, nie omdat jy 'n liefde het vir die wêreld nie, maar 'n liefde het vir die Here. Daar gaan twiste wees, maar mag dit die regte twiste wees. Daar gaan altyd twiste wees, maar mag daardie twiste plaasvind, nie omdat jy die Here haat nie, maar eerder die wêreld haat en die sonde wat daarmee gepaard gaan. Want dit is alleenlik wanneer jy die wêreld haat en die sonde wat daarmee gepaard gaan, dat ons kan doen wat Paulus sê in Efesiërs 4 vers 26, naamlik word toornig en moenie sondig nie. Word toornig en moenie sondig nie. Indien jy haat en twiste verwek volgens die goddelose se oortuigings, dan gaan jy sondig in jou toorn.
Maar as jy haat en twiste verwek volgens Bybelse oortuigings, dan is dit weer moontlik en waarskynlik om toornig te word en nie te sondig nie. Haat en twiste wat verkeerd is, vanuit die goddelose se oogpunt, gaan maak dat daardie twiste sondig is. En daardie toorn sondig is. Maar as jy haat en twiste verwek volgens 'n Bybelse oortuiging, dan is dit weer moontlik en waarskynlik om toornig te word en nie te sondig nie. Inteendeel, in baie gevalle sal dit sonde wees om nie toornig te word nie. In baie gevalle word daar van ons vereis om toornig te word. En as jy nie toornig word nie, dan sal jy sondig. Ons lees van Moses waar hy afkom van die berg en Israel is besig om 'n goue kalf te aanbid. Waar Eksodus 32 vers 19 vir ons sê, en toe hy naby die laar kom en die kalf en die koordanse sien, het die toorn van Moses ontvlam. En hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel. Het Moses gesondig? Het God hom gestraf of was God ongelukkig met hom omdat hy die tafels waarop die 10 gebooie geskrywe was stukkend gegooi het? Nee. Maar wat ons van verseker kan wees, is dat Moses wel sou sondig en dat God se toorn wel teen hom sou wees, indien hy nie toornig geraak het nie. Maar 'n onbybelse liefde teenoor hierdie Israeliete sou gehad het, soos die wêreld ook wil hê ons moet hê. Die goddelose samelewing verwag van Moses om van die berg af te kom en die mense te verdra. Want dis mos wat liefde is, volgens die wêreld. Dis wat hulle van Moses sal verwag. Kom van die berge af en moenie toornig raak teenoor hulle nie. Ons goddelose samelewing verwag van Moses om godsdienstvryheid aan almal te gee. Dis wat ons samelewing verwag, ook van Moses, om godsdienstvryheid aan almal te gee. En ons goddelose samelewing sal sê dat Moses nie liefdevol is as hy hierdie mense nie toelaat om 'n goue kalf te aanbid, indien dit is wat hulle wil doen nie. Hoe kan hy hulle keer om te doen wat hulle wil doen? Waar is Moses se liefde? Maar as Moses hierdie tipe liefde sou bewys het en nie toornig geraak het nie, dan sou hy grootliks in hierdie saak gesondig het. Daar is gevalle waar ons toornig behoort te wees. En indien ons nie toornig raak nie en nie die dinge verafskie en twis verwek nie, waar ons dit behoort te doen nie, wel, dan sal dit 'n sonde wees. Moses sou sondig indien hy nie gehaat het wat hy gesien het nie. Hy moes dit haat. En hy sou gesondig het indien hy nie twis verwek het met die Israeliete nie. En dit is die einste liefde waarvan ons in die tweede helfte van ons vers lees, waar staan, maar liefde bedek al die oortredinge. Want as Moses nie toornig geraak het nie, dan sou die Here hierdie volk heeltemal verwoes het. Hy sou hulle uitgewis het, as Moses nie toornig geraak het nie. As Moses nie 'n liefde gehad het vir sy volk nie, dan sou hulle oortredinge ook nie bedek gewees het nie. En die Here sou hulle verwoes het. Want soos Eksodus 32 vers 9 tot 13 ons leer, verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk, laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak, maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom o Here sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met groot krag en met 'n sterke hand uit Egipteland uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig?
Wend u af van die gloed van u toorn en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte vir wie u by u self gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslagte gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Gedenk dit, sê Moses vir die Here. Indien Moses nie toornig geraak het nie, en met die mense getwis het nie, sou God se twis oor hulle gekom het. Sou God se toorn teen hulle ontstaan het, as Moses dit nie gedoen het nie. Moses het toornig geraak, en hy het nie gesondig nie. Ooreenkomstig met hoe Paulus ook vir ons sê, dat ons toornig moet wees, maar nie met sondig nie. En indien Moses nie toornig geword het nie, maar hulle in wêreldse liefde verdra het, dan sou hy net so sleg soos hulle gewees het. En volgens die Bybelse definisie van liefde, nie liefdevol gewees het nie. Sy toorn en die twis wat hy teen hulle verwek het, was liefde. En dis 'n liefde wat sonde bedek. In Numeri 25 lees ons van 'n plaag wat die Here onder die Israeliete gestuur het. En ons lees dan in Numeri 25 vers 1 tot 3, daar staan: Toe Israel in Sitim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. En ons lees dan vanaf vers 6, en daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Toe Pinneas, die seun van Eleasar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan, en 'n spies in sy hand geneem, en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent, en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in hulle onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Maar moet Pinneas dan nie hierdie man en vrou lief hê nie? Moet hy hulle nie maar verdra nie? Moet hy hulle nie maar los, al is hulle goddelose nie? Wat se tipe liefde is dit nou wat hy bewys? Het Pinneas haat in sy hart gehad en was hy toornig? Ja. Ja, hy het haat gehad. Hy was toornig. Maar teenoor die regte ding, ooreenkomstig God se wet. En so het hy sy liefde vir sy volk gemaak, dat hulle oortreding bedek word. Dis hoe sy liefde gelyk het. Hy het 'n liefde teenoor die regte ding gehad, en hy het haat teenoor die regte ding gehad, en sy haat teenoor die regte ding het gemaak dat sy liefde teenoor die regte ding hulle sondes bedek. En die plaag het opgehou. Die twis wat hy verwek het, die haat wat hy gehad het teenoor die slegheid, het gemaak dat sy liefde wel die sonde bedek. Dit is hoe Bybelse liefde lyk. Pinneas het haat in sy hart gehad en hy het toornig geraak, maar hy was toornig en hy het nie gesondig nie. Dit was teenoor die regte ding, ooreenkomstig God se wet. En so het sy liefde vir sy volk gemaak dat hulle oortredinge bedek word, sodat die plaag ook kon ophou. In 1 Korintiërs hoofstuk 13, die bekende hoofstuk wat handel oor die liefde, lees ons in verse 4 tot 6, daar staan: Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Ware liefde, 'n liefde wat oortreding bedek, is nie bly oor ongeregtigheid nie. Inteendeel, ware liefde is toornig teenoor die ongeregtigheid. En dit is 'n toorn wat nie sondig is nie. Maar om af te sluit, almal gaan iets haat en iets lief hê. Of jy gaan die Here en sy gebooie en geregtigheid en die waarheid lief hê, en so ook jou medemens lief hê, deurdat jy toornig raak en met hulle twis, om terug te keer na die Here, sodat daardie twis oortredinge kan bedek, in liefde, of jy gaan die wêreld lief hê, ooreenkomstig die liefde wat die wêreld van jou vereis, maar dit gaan geen oortreding bedek nie. Dit kan nie. Inteendeel, daardie tipe liefde is die liefde wat mense reguit in die hel instuur. Dit is die tipe liefde wat die wêreld van ons vereis. Dit is 'n liefde wat mense reguit in die hel instuur. Wees net lief vir daai homoseksuele en laat hulle lief wees vir mekaar. Het hulle lief tot in die hel. En as afvallige mense en vriende en familie ons dan vra, maar hoekom aanvaar ons hulle nie maar net soos hulle is nie? En wees vir hulle lief ongeag hulle goddeloosheid nie? Dan is die antwoord, want daardie tipe liefde is nie liefde nie. Daardie tipe liefde vertroos 'n mens reguit in die hel in. En ek weier om deel te neem aan daardie tipe liefde wat mense in die hel in vertroos. Christus het toornig geraak en die tafels omgegooi by die tempel, maar hy was toornig en het nie gesondig nie. En so mag die Here ons ook gun om hom in hierdie voorbeeld te volg, sodat as ons toornig word, ons nie sal sondig in ons toorn nie, maar dat dit sal kom vanuit 'n plek van liefde vir ons medemens. Sodat God se toorn nie oor hulle sal kom nie. En juis sodat God se toorn nie oor hulle sal kom nie. Word toornig en moenie sondig nie. Want as jy nie toornig word nie, dan sal God toornig word. En mag die Here ons dit gun om 'n Bybelse liefde te hê, 'n liefde wat gepaard gaan met 'n haat vir dit wat boos is. Want dit is die tipe liefde wat oortredinge bedek. Ons soos Jakobus dit opsom in Jakobus 5 vers 20 en waarmee ons ook afsluit. Laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin te vind is, Here. Gun dit, Here, ons om nie ag te gee op wat die wêreld ons leer nie, oor wat liefde is en wat haat is nie, maar Here, dat ons sal ag gee op die woord. Here, dat ons sal toornig word, maar nie sondig nie. Dat ons sal kwaad raak vir die regte dinge. Dat ons 'n liefde sal hê vir die waarheid en reg en geregtigheid. En dit wat vals is, Here, wees sal verafskiet. Here, sodat ons liefde teenoor ons medemens wel oortredinge sal bedek. Maar so, Here, mag dit ook ver van ons af wees om mense lief te hê op 'n wêreldse wyse en hulle so ook vertroos reguit in die hel in. Mag daardie kamma liefde ver wees van ons, Here. Mag ons lief hê dit wat ons moet lief hê en dit wat ons eerste moet lief hê, naamlik U, Here. Mag ons U lief hê met ons hele hart en siel en verstand.
en so ook u woord, wetende dat dit die waarheid is. Lei ons in dit, o Here, want ons is nietig, en Here, ons is in baie gevalle mensebehaers. Ons is in baie gevalle banger vir die mensdom as wat ons vir u is. Maar mag het ver wees van ons, o Here. Mag ons u vrees, wat nie die liggaam kan doodmaak nie, maar ook die siel in die hel kan werp. Eerder as dat ons die mensdom vrees en hulle definisies vir haat en liefde aanneem. Mag Here, gun dit ons, Here, deur die krag van die Gees, want ons is nietig en ons is sondig en ons val kort, o Here. Maar wees ons genadig, alles in die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen.